Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Vriende, aan die einde van die fliek Lord of the Rings, die derde ene, Return of the King, sien ons hierdie prentjie waar die laaste 6000 manne wat oor was van die manne van die weste, wat staan voor die swart hekke van Mordor. En hulle is vreesbevange voor die oorweldigende magte van Sauron. En dan sien ons die prentjie van die koning wat op sy perd nader gery kom. En hy kyk vas in die oë van hierdie vreesbevange manne. En dan begin hy om sy boodskap vir hulle te gee. Sy laaste boodskap soos hulle in hierdie oorlog ingaan. Nou ek was baie getempteerd om vir julle daai speech te lees vanoggend, maar ek was bang ek gaan opchoke as ek dit doen. Vriende, want dit is wat ons in vandag se gedeelte sien. Ons sien vir Paulus met sy manne op daai manier praat. Die kerk, vriende, het 'n vyand, soos ons 3 weke gelede gesien het. Jesus het hom genoem die heerser van hierdie wêreld. Paulus het hom genoem die God van hierdie wêreld. Sy ander name is 'n brullende leeu, die vernietiger, die tempteerder. Hy is die vyand van God en hy is die vyand van God se kerk. En Christendom in daai opsig is 'n oorlog. En wat ons in hierdie gedeelte in Handelinge sien, Handelinge 20, sien ons vir Paulus soos 'n ou veteraan generaal in hierdie stryd, en hy praat met sy manne in Efese. Hy het nie baie tyd nie, want hy word elders benodig. Hy is op pad na Jerusalem toe, en hy wil daar wees voor Paasfees. Maar hy stop by die hawestad van Miletus, en hy laat hierdie ouderlinge haal, sodat hy vir hulle hierdie finale boodskap, sy laaste boodskap aan hulle aangesig tot aangesig kan gee. En dis die boodskap wat ons vanoggend wil kyk na, vriende. So, ek wil vra dat julle julle blaadjies by julle sal hou, of julle Bybel sal oophou by hierdie teksgedeelte, want ons gaan saam hierna kyk, aan die hand van 3 punte. Julle kan dink daaraan in terme van 3 konsentriese sirkels. Die eerste punt is in die middel, dis soos die son, waar rondom die hele sonnestelsel beweeg. Of jy kan dink dis soos die bullseye in 'n veerpyltjie bord. En hierdie eerste punt en die middelpunt is Paulus se prioriteit. Ons sien sy primêre prioriteit ook in hierdie teksgedeelte, reg in die middel van die teksgedeelte. So ek gaan hierdie kort deel vir julle lees, want ek glo dis die hart van die teks. Daar in vers 28 se tweede halfte sê hy vir hierdie ouderlinge van Efese: care for the church of God, which he obtained with his own blood. Vriende, die gesondheid en die groei van die kerk was Paulus se primêre prioriteit. Dit was die middelpunt van Paulus se sonnestelsel gewees. En hoekom? Daai teksgedeelte sê dit, want dit was toe God se kerk, en dit is vandag nog God se kerk. Nee, die kerk was nie Paulus se nie, dit was geen mense nie. Paulus het besef die kerk is God se, en God het die kerk gekoop ten duurste, nee. Dit sê in daai gedeelte, hy het dit gekoop met die kosbare bloed, sy eie kosbare bloed, die bloed van sy seun Jesus. Vriende, vir my en vir jou mag ons baie keer voel asof kerk ons niks kos nie. Ons kom hier by mekaar, ons kan die oggend saam geniet, maar ons het nodig om te onthou dat vir God het kerk, hierdie wat ons vir oggend saam geniet, hierdie voorreg, het vir hom alles gekos. Hy het die duurste van pryse betaal. Hy het sy kosbaarste geskenk, sy kosbaarste besitting as 'n geskenk gegee, sodat ons hier by mekaar kan wees vanoggend. En dit is hoekom dit Paulus se prioriteit was. Die kerk is nie net 'n prioriteit vir God nie, die kerk is die punt van God se hart.
Sy woord beskryf die kerk op so baie maniere vir ons om die kosbaarheid daarvan uit te beeld. Asof ons dit beter moet verstaan met al die beelde wat gebruik word. Die woord praat van hierdie kerk wat ons vanoggend saam geniet as die liggaam van Jesus. Jesus is die kop, ons is sy liggaam. Hy praat van ons as sy familie, as sy kinders, wat deel vorm van die ewige familie van God. Hy praat ook van die kerk in terme van hierdie wat die tempel van God is. Hierdie is die plek waar God se teenwoordigheid gevoel kan word, ervaar kan word en waar die wêreld 'n prentjie moet kan kry van wie hierdie God is wat ons aanbid. Maar die ander taal wat gebruik word vir die beskryf van die kerk is dat dit God se rykdom is. Dat dit sy skat is, dat dit sy erfporsie is vir alle ewigheid. Paulus skryf jare later aan hierdie selfde kerk in Efese toe hy in die tronk was in Rome. En hy skryf in hierdie brief en hy gebruik die beeld van die kerk as die beeld van 'n bruid. En Jesus wat die bruidegom is. En hy praat van God se gevoel oor die kerk soos 'n man se gevoel oor sy vrou, sy bruid, in 'n perfekte huwelik. Die woorde wat hy gebruik is dat God versorg en koester hierdie kerk wat hy gekoop het, hierdie kosbare skat. En Paulus se groot begeerte in hierdie brief aan die kerk in Efese is dat hulle moet verstaan en begryp hoe kosbaar en hoe groot hierdie rykdom van God in sy kerk is. Dat die rykdom van God in die kerk is sy glorieryke erfenis en dat die kerk is waar die volheid van God se teenwoordigheid is. Vriende, ek wonder of ek en jy die kerk in so groot glorieryke lig sien vanoggend. Ons kyk so dikwels na die kerk en ons sien mense wat ver van perfek is. Ons sien mense wat sondes het, wat probleme het, buite die kerk, maar binne in die kerk sien ons probleme en ons sien sondes hier uitspeel. En as jy soos ek is, dan dink jy soms, soos jy kyk na die kerk, dat dit lyk maar redelik onindrukwekkend. Vriende, maar dan het ons nodig om hierso te onthou dat dit gee nie regtig om hoe ons die kerk sien nie. Wat omgee is hoe sien God sy kerk, sy diergekoopte skat. En God kyk op 'n heeltemal ander manier na die kerk. As hy kyk na ons, soos ons vanoggend hier bymekaar kom, dan sien hy sy rykdom. Hy sien sy skat. Hy sien sy erfenis wat hy ten duurste gekoop het om vir alle ewigheid te geniet. Vriende, ek wonder ook of die manier waarop ons kerk sien nie dikwels ook die rede is vir die los en vas manier waarop ons kerk hanteer nie. Die feit dat kerk vir ons dikwels 'n nice to have is, maar dis nie die son in ons sonnestelsel nie. Ons pas kerk aan by ons lewens, wanneer en hoe dit ons pas, in plaas van om ons lewens te laat wentel om hierdie middelpunt van die kerk, God se kosbare skat. Ons kom kerk toe, soos ons laasweek gehoor het, so dikwels as verbruikers, né? Ons kom kerk toe om te hoor, wat kry ons uit vanoggend uit? Wat kry ons kinders uit die kinderkerk uit, waar hulle daar by mekaar kom? In plaas van dat ons kom om te sê, wat bring ek na God se skat toe? Wat bring ek na God toe en na sy mense? Wat kry hulle uit die feit dat ek hierso is vanoggend? Ons is dikwels vinnig om kerk te kritiseer en ek is skuldig hieraan soos ek hier voor julle staan. Ons is vinnig om te kritiseer, amper asof ons op 'n afstand staan van die kerk, nee, asof dit apart is van ons. Asof ons vergeet dat ons is deel van die kosbare mense van God wat hy met sy eie bloed gekoop het. Vriende, maar vir Paulus was God se hart die kerk, die appel van sy oog, die punt van God se hart, die primêre prioriteit van sy lewe. Ons sien daar in vers 24 waar hy sê, "But I do not account my life of any value
nor as precious to myself, if only I may finish my course and the ministry that I received from the Lord Jesus. Sien om te sien na die gesondheid en die groei van die kerk was Paulus se lewe gewees. Dis waarvoor hy homself geïnvesteer het. En dit bring ons by die tweede punt van vanoggend se tydjie in hierdie gedeelte in Handelinge. As die eerste punt die middel van hierdie teks is, maar ook die punt van God se hart, dan is die tweede punt Paulus se opdrag vir hoe sorg ons vir hierdie kerk se gesondheid en groei. So die tweede punt is Paulus se opdrag vir die omsien van God se hart. Weerskante van daai tweede helfte van vers 28 sien ons Paulus se opdrag. In die begin van vers 28 en vers 29 en 30 gee hy 'n opdrag aan die geestelike leiers van daai plaaslike gemeente in Efese oor hoe hulle moet kyk en moet omsien na hierdie skat en rykdom van God. Maar voor ons kyk na die opdrag, kom ons kyk net vir 'n oomblik aan wie hy hierdie opdrag gee. Sien Paulus praat met die ouderlinge van Efese in vers 20 en hy praat met die herders, net 'n ander woord, overseers in vers 28. So, wie was die ouderlinge en wie was die herders gewees? Wel, hulle was dieselfde groep gewees. Paulus gebruik net twee verskillende woorde om hulle te beskryf. En ons sien in die Nuwe Testament hierdie plat struktuur van hoe die kerk gewerk het. Ons het ledemate gehad en dan het ons ouderlinge gehad wat verantwoordelik was vir die omsien van die geestelike groei en gesondheid van die kerk. Nou, dit is belangrik om hier te noem, as jy hoor, hy praat van ouderlinge, dan is dit altyd in die meervoud. Nee, so daar's altyd 'n pluraliteit van ouderlinge gewees. En dis baie belangrik, vriende, want binne in 'n pluraliteit is daar veiligheid, nee. Die oomblik as iets gebou word rondom een mens, dan raak dit gevaarlik. Want ons is almal baie feilbaar. Ons het almal sonde wat so maklik na vore kom, en as dit van een man afhang, is dit gevaarlik. So in 'n pluraliteit van ouderlinge is daar veiligheid, want daar's wederwysige verantwoordbaarheid. Ja, daar's verskillende perspektiewe, maar dit help ons om mekaar beter te verstaan en dit help ons om die kerk beter te dien. En dit help ons om mekaar aan te vul en mekaar verantwoordelik te hou. Vriende, en dan wil ek net sê, dis ook die struktuur wat ons in Ligpunt het. Ons het 'n pluraliteit van ouderlinge in Ligpunt, wat omsien vir die gesondheid en die groei van hierdie plaaslike gemeente van God. Party van ons ouderlinge in Ligpunt is voltyds in diens by Ligpunt, en ander ouderlinge is voltyds in diens elders, maar gesamentlik neem almal verantwoordelikheid vir hierdie taak van die geestelike omsien van die kerk. Dis 'n plat struktuur, daar's nie een ouderling wat bo is, wat bo die ander staan nie, dis nie 'n hiërargiese sisteem nie, dis 'n plat struktuur, soos die Nuwe Testament se kerk ook was. Die ander woord wat Paulus gebruik hierso, is die woord herder, in vers 28, of overseer. En die prentjie wat Paulus hier gebruik is, maar eintlik die prentjie wat Jesus ook gebruik het, van die kerk. Jesus is die goeie herder, en sy kerk is sy skape wat hy na omsien. En Paulus praat in hierdie gedeelte dat die Heilige Gees delegeer hierdie verantwoordelikheid aan onderherders, nee, hulle is onderherders onder Jesus, om te sien na die welstand van sy skape, van sy trop. Nou, ek dink as ek praat van 'n trop skape, dan hou ons nie noodwendig daarvan om te hoor ons is skape nie. Maar die rede daarvoor is omdat 'n trop skape is 'n trop skape vir ons. Maar as jy in die Ou Testament en selfs die Nuwe Testament tyd waarin hierdie geskryf is, uit 'n herder se oogpunt kyk na skape, dan dink jy heeltemal anders oor hulle. Dan was skape jou rykdom en dit was jou skat gewees. Geen wonder in Jesus se storie in Lukas 15 waar hy vertel van die herder wat 100 skape gehad het, en toe een weggaan, toe hardloop hy agter daai skaap aan en hy gaan soek hom. En toe hy hom uiteindelik gekry het en hy bring hom terug, het hy 'n partytjie gehou. Hy het sy vriende genooi en sy familie genooi om saam met hom te vier, want die skaap het teruggekom wat weg was. Vriende, want vir 'n herder was sy skape sy rykdom.
Dit was sy skat, dit was sy spaarrekening en sy lewenspolis en sy uitreaniteit en sy versekering wat op 4 bene rondgeloop het. En dis die prentjie wat ons moet hê as ons hoor God praat van sy kerk as sy trop skape. Want God se skape is sy rykdom. Dis sy skat, dis sy erfporsie wat op 2 bene rondloop, gesamentlik as 'n groep mense wat hy vir homself gekoop het. Maar as jy 'n herder was, dan was skape nie net kosbaar vir jou nie. Jy het ook geweet skape is baie kwesbaar. 'n Skaap het nodig dat daar deurlopend gesorg word vir hulle. Hulle moet veilig gehou word, hulle moet die regte kos kry, hulle moet na die regte weivelde gelei word, sodat hulle gesond kan wees en dat hulle veilig kan wees. So hoe, sê Paulus, moet daar gesorg word vir die skape in God se kerk? Wel, in die eerste plek, in die begin van vers 28 sê dit daarso, die ouderlinge moet kyk na hulle self. Hy sê, pay careful attention to yourselves. Tot die dag wat ons doodgaan, of Jesus ons kom haal, gaan ons 'n vyand hê buite ons, die duiwel. Ons gaan 'n vyand binne in ons hê, ons eie sondige natuur, waarteen ons moet stry, waarteen ons moet veg. Jeremia 17 sê, die hart is bedrieglik bo alle dinge. So, ligpunt vir ouderlinge en vir geestelike leiers, is dit so ontsaglik belangrik, dat ons moet onthou hoe kwesbaar ons is vir sonde. Daar is 'n subtiele slaggat wat geestelike leiers so maklik intrap, wat gepaard gaan met trots, dat as jy in hierdie posisie is om verantwoordelikheid te neem, dat mens begin dink dat jy minder kwesbaar is vir sonde. En dis die begin van 'n baie gladde, slippery slope na 'n groot val. Want vriende, die oomblik as jy dink jy is minder afhanklik van God, minder afhanklik van sy kerk, dan beteken dit jy maak reg vir 'n val. En dit is hoekom Paulus sê, pay careful attention to yourselves. In vers 31 sê hy, be alert, wees wakker, ouderlinge en geestelike leiers, en wees ingestel om waaksaam te wees oor julleself, sodat julle kan waaksaam wees vir God se mense. En dit beteken ons is afhanklik van God. Nou die taak wat hy hiervan praat vir die ouderlinge en hulle omsien van die kerk is 'n dubbele taak. In die eerste plek is dit die versorging van die tropskape en in die tweede plek is dit om hulle te beskerm, om hulle veilig te hou. So dis 'n positiewe en 'n negatiewe taak wat hulle het. Die positiewe taak is dat hulle die regte kos en versorging moet gee vir hierdie tropskape van God. Dis 'n gebalanseerde en 'n gesonde en 'n gereelde bediening van God se woord. En dan aan die negatiewe kant wat hulle moet doen is hulle moet waak teen gevare, nê. En daar vers 29 en 30 noem hy dit. Hy sê, I know that after my departure, fierce wolves will come in among you, not sparing the flock. And from among your own selves will arise men speaking twisted things to draw away the disciples after them. Sien, hy sê hierso vir die ouderlinge, weet dat daar is gevaar. Die groot gevaar, die woord hy gebruik is people who speak twisted things. Nee, met ander woorde, die gevaar is dat daar verkeerde lering, verkeerde insette en invloede in die kerk gaan inkom, wat ons gaan wegvat van die woordgesentreerde evangelie verkondigende gemeenskap wat God bedoel het, ons moet wees. Maar die gevaarlikste ding wat hy hierso noem is, dat hy sê, van dit gaan selfs in die leierskap gebeur. Dis nou die letterlike wolf in skaapsklere, nê. So hy waarsku hulle en sê, selfs onder julle gaan daar mense wees wat skewe waarhede gaan bring om die trop skape van God te probeer weglei. Vriende, en ons as ouderlinge by Ligpunt wil werklik
verantwoordelik wees in die taak wat die Here op ons gelê het, om te sorg vir die gesondheid en groei van hierdie kerk. Ek kan julle verseker as een van die ouderlinge, dat dit is ons hart vir Ligpunt, is die gesondheid en die groei van hierdie kosbare mense, wat God met sy duur bloed gekoop het vir homself. Ons besef dat hierdie is God se hart. Dis sy rykdom. Ons besef dat ons maak baie foute. Ons is nie vrygesteld van sonde en foute nie. En ons moet bely dikwels dat ons die groot herder nodig het, dat ons sy wysheid nodig het, dat ons sy leiding nodig het in hierdie werk wat ons ook voor verantwoordelikheid neem. Maar Ligpunt, kan ek julle ook vra op hierdie punt, bid vir die ouderlinge van Ligpunt. Bid vir hierdie ouderlinge wat moet sorg vir die gesondheid en die groei van hierdie plaaslike gemeente van God. Dis sy kerk, dis sy kosbare skat. En ons wil seker maak dat ons almal gesamentlik werklik omsien daarna, soos hy wil hê. Vriende, dit bring my by die derde punt. So as die son in ons sonnestelsel die punt van God se hart is, die feit dat hierdie sy mense is wat hy gekoop het. En die volgende punt is die feit dat Paulus 'n opdrag gee vir die geestelike leiers om te sorg vir hierdie kerk. Dan sien ons in die derde punt vanoggend Paulus se voorbeeld van hoe hy gesorg het vir God se hart, vir God se mense. Ons sien dit weerskante van hierdie opdrag, voor vers 28 en na vers 30, sien ons hoe Paulus die ouderlinge herinner. Hy sê vir hulle, onthou hoe ek saam met julle gelewe het vir 3 jaar lank. Onthou hoe julle gesien het, ek my lewe saam met julle geleef het. En daarin kan hulle 'n prentjie kry van hoe dit lyk om vir die kerk te versorg. Paulus sê op 'n ander plek in 1 Korintiërs 11, sê hy hierdie woorde, hy sê, be imitators of me as I am of Christ. So Paulus was nie bang om vir die kerk, almal in die kerk te sê, volg my voorbeeld, want ek volg Jesus se voorbeeld. En dis is wat hy hierso doen met hierdie ouderlinge. Nou, ons sien hoe hy vir hulle herinner aan die tyd wat hy saam met hulle deurgebring het. Vriende, want ons het baie keer kan ons die regte teologie hierso hê. Ons kan selfs die regte woorde uit ons mond laat kom, maar ons lewens kan radikaal uitpas uitwees met hierdie waarheid van die evangelie en God se woord. So ek wil na Paulus se voorbeeld kyk wat hy vir hierdie leiers aan herinner, aan die hand van die 4 punte wat ons oor die afgelope paar weke na gekyk het hier in Ligpunt. Die feit dat ons 'n woordgesentreerde gemeente wil wees, dat ons evangelie verkondigend wil wees, dat ons 'n versorgende gemeenskap wil wees en dat ons 'n biddende gemeenskap van gelowiges wil wees. So in die eerste plek sien ons Paulus se voorbeeld en hoe hy totaal en al toegewyd was aan die sentraliteit van die evangelie en om dit te verkondig. Vir Paulus was die goeie nuus van Jesus die enigste manier waarop jy in God se koninkryk kon inkom en waarop jy kan deel word van hierdie kerk. En dis nog steeds die waarheid vandag 2000 jaar later. Want vriende, die goeie nuus van Jesus, soos ons vroeër gesing het, is die feit dat Jesus het daai lewe wat ek en jy nie kan lewe nie, die lewe wat sondeloos is, wat perfek is, wat in elke opsig vir God goed en aanneemlik is, het hy namens ons geleef. Hy het in elke ding God verheerlik in sy lewe, en hy het dit namens ons gedoen, maar hy het meer as dit gedoen, vriende. Hy het die dood wat ons sondes verdien, op homself geneem aan die kruis. Hy het die straf, die hel wat ons verdien as gevolg van ons rebellie teenoor hom, het hy in sy eie liggaam aan die kruis absorbeer, soos hy daar sy lewe vrywilliglik opgeoffer het. Vriende, en deur sy opstanding uiteindelik 3 dae later uit die dood uit, het hy ons vrygemaak van die dood en die oordeel van die dood, sodat ons in kon kom in die familie van God, as sy kinders, as sy kerk. Dis die goeie nuus, dis die evangelie wat Paulus verkondig.
Vriende, as daar enige iemand hierso is wat vanoggend wonder of jy al daai evangelie glo, of wonder of jy werklik deel is van God se mense, dan wil ek jou vra, kyk saam met my na Paulus se woorde daar in vers 21. Hierdie is die evangelie wat Paulus verkondig het. Hy sê, bekeer julle van sonde teenoor God. Dis die eerste stap om deel te word van God se mense. Ons draai na God toe en ons bely ons sonde, ons lê dit neer en dan draai ons na Jesus toe in geloof. En ons vertrou hom vir sy lewe wat hy namens ons gelewe het, vir sy dood wat hy namens ons gesterf het, en vir die liefde en genade wat daar in hom is. Paulus noem daarso van die evangelie van die genade van God. Vriende, want dit is genade. Hy het sy lewe vir ons gegee in ons plek. So dit gee nie om watter sondes daar in jou lewe is of was nie. Jesus se vergifnis is genoeg. Sy genade is groot genoeg om elke een wat na hom toe kom te versoen met God. Maar vriende, ons sien ook, vir Paulus was die verkondiging van hierdie goeie nuus, die verkondiging van hierdie evangelie, nie net die manier waarop jy in God se koninkryk kom nie, dit was ook die manier waarop God se mense gesond bly, en waarop God se mense groei. Ons sien daar in vers 32, waar Paulus sê, dat die woord van God se genade, die goeie nuus van Jesus, is dit wat ons kan opbou in ons geloof, tot volwassenheid, en wat ons uiteindelik sal bring tot die erfporsie wat ons in is, saam met al die ander gelowiges, wat geheilig word deur God se woord. So die evangelie kry ons in die koninkryk in, maar die evangelie is ook die krag en die petrol vir die lewe as 'n Christen. Ons groei nooit verby die evangelie nie, vriende. Ons groei net dieper in die evangelie in. Dis die begin van die Christenlewe en is die pad van die Christenlewe en dis die einde van die Christenlewe. Dis waar ons die krag kry vir die geestelike groei en gesondheid as 'n geloofsgemeenskap. Maar Paulus gee vir ons ook die voorbeeld van woordgesentreerdheid. Hy was 'n getroue herder wat geweet het hoe om vir die skape die regte voeding te gee, die regte kos. Hy was toegespits daarop dat hulle 'n gereelde, voedsame dieet van die volle woord van God moes kry. Hy noem daar in vers 20 en vers 27 hoe hy niks weggesteek het van die volle waarheid van God se woord nie. Hy het die gedeeltes gepreek wat sag op ons oorval, maar hy het ook die gedeeltes gepreek wat dwarssteek in ons harte. Hy sê in vers 20, I did not shrink back from declaring to you anything that was profitable. Vers 27 sê hy, I did not shrink from declaring to you the whole counsel of God. Sien vriende, vir 'n sondige wêreld is dit dikwels ongemaklik om te wees onder die lig van God se woord. Maar dis nie net vir die wêreld nie, dis baie keer vir ons as sy mense, soos ons onder God se woord sit en ons die lig van sy woord sien skyn in die donker hoeke van ons lewe, is dit vir ons ook dikwels ongemaklik. Maar dis 'n goeie tipe ongemaklikheid, nee, want ons weet ons lewe in 'n wêreld wat 'n denkwyse en 'n waardesisteem het wat radikaal anders is as die Bybelse wêreldsiening. Ek gaan vir ons een voorbeeld noem net om dit te illustreer, en dis in die wêreld van seksualiteit. Jesus en God se woord maak dit duidelik dat hy die huwelik gemaak, hy het dit ingestel as 'n instansie tussen een man en een vrou. En dat dit die plek is waar sy goeie gawe van seks voorbedoel is. Dis nie bedoel vir voor die huwelik nie, dis nie bedoel buite die huwelik nie, en dis ook nie bedoel buite God se ontwerp vir die huwelik tussen een man en een vrou nie. En vriende, daai eenvoudige boodskap in vandag se wêreld, maar selfs in Paulus se wêreld, is onaanvaarbaar vir die wêreld waarin ons lewe. Vriende, maar dit is selfs onaanvaarbaar in party kerke om daai waarheid te verkondig van God. Maar ons glo dat God die skepper is, dat hy goed is, dat hy die handleiding geskryf het vir hoe ons die beste werk, en dat wat hy aanbeveel
is goed vir ons, maar is ook tot eer van sy naam. So vriende, ek wil vir julle sê ook, as ons hierso in Ligpunt nie nou en dan ongemaklik gaan voel onder God se woord nie, dan is ons nie besig om soos Paulus die volle waarheid van God se woord te verkondig nie. God se woord het hierdie manier om ons te vertroos en vir ons te wys hoe lief God ons het, maar dit het ook die manier om ons te wys hoe sondig ons is en hoeveel ons nog nodig het om in lyn te kom met sy roeping op ons lewe en in lyn te kom met sy woord. Vriende, en Paulus het nie teruggedeins in die aangesig van teenstand nie. Hy het dit verwag en waar hy gekom het, het hy teenstand gekry van buite, maar hy het meeste van sy teenstand gekry binne in die kerk, omdat hy die volle waarheid van God verkondig het. Hoor daar in vers 26 en 27 wat sê hy vir hulle? Hy sê vir hulle, "Therefore I testify to you this day that I am innocent of the blood of all. For I did not shrink from declaring to you the whole counsel of God." Sien, Paulus sê sy gewete is skoon. Hy het niks van God se woord nie verkondig aan die kerk nie. Hy het alles vir hulle voorgehou, al was dit met teenstand. Nou, ons sien in hierdie gedeelte dat Paulus verkondig die woord, die volle boodskap, met ander woorde nie net 'n halwe boodskap, nie net wat mense wil hoor nie, maar hy verkondig dit ook aan almal. Hy's nie eksklusief nie, hy is inklusief. Dit sê hy verkondig dit aan Jode, aan Grieke, hy verkondig dit oral, hy verkondig dit in die publiek, hy verkondig dit van huis tot huis en dag en nag. So Paulus het 'n volledige werk van sy taak verrig. Nee, hy is 'n man wat eenoogig, volledig toegewyd en met 'n vuur in sy binneste hierdie woord verkondig het. Hy sê in vers 24, "But I do not account my life of any value, nor as precious to myself, if only I may finish my course and the ministry that I received from the Lord Jesus to testify to the gospel of the grace of God." En as Paulus sy eie lewe vat en hy weeg dit op teen die belang van die woord van God, dan is die woord baie swaarder. Dit weeg sy lewe ver uit. En dit sien ons in die manier hoe Paulus sy lewe neergelê het vir die kerk. En dit bring my by die versorgende voorbeeld wat Paulus vir hierdie herders aan herinner. Hy herinner hulle aan sy lewe tussen hulle, as 'n prentjie van hoe 'n onderherder sorg vir sy mense. Hy begin deur te sê, hulle het nodig om te onthou hoe hy hulle gedien het in totale nederigheid. Nou in 'n wêreld wat gewoond is aan hiërargiese leierskapstrukture, waar dit dikwels gebou word, 'n kerk selfs gebou word om die charismatiese gawes van 1 of 2 leiers, kom Paulus en hy herinner hulle aan hoe hy tussen hulle gelewe het en dat dit glad nie so was nie. Hy sê, "You yourselves know how I lived among you the whole time from the first day that I set foot in Asia, serving the Lord with all humility." Paulus het geweet hy is 'n onderherder. Daar was nie ruimte vir trots nie, want hy was maar net besig om die groot goeie herder te verteenwoordig aan die kerk. En as leiers en as ouderlinge, en hierso preek ek vir myself en vir elke ander geestelike leier hierso, het ons nodig om te vlug van trots af na die nederige diensbaarheid wat ons in God se kerk voorgeroep is. Maar Paulus versorg ook binne in innige verhoudings. Ons het laasweek gehoor toe Johan gesê dat versorging vind plaas binne intieme, nabye verhoudings. En 'n goeie herder ken sy skape by naam, nê? En ons sien hierdie pragtige prentjie aan die einde van hierdie gedeelte, waar ons net 'n blik kry op Paulus se verhoudings met die mense in hierdie kerk en die ouderlinge in Efese. Hy sê daar in vers 37 en 38, "And there was much weeping on the part of all. They embraced Paul and kissed him, being sorrowful most of all because of the word he had spoken, that they would not see his face again." Dis 'n mooi prentjie van die verhouding wat Paulus met hulle gehad het. Hierdie ouderlinge was diep hartseer,
vir die gedagte dat hulle dalk nie weer vir Paulus gaan sien nie. Daar was trane gewees, daar was mekaar omhels gewees. So Paulus het geweet die belang van goeie innige verhoudings as 'n onderherder. Vriende, maar Paulus was ook gretig om te gee. Ons sien in hierdie gedeelte hoe hy hulle herinner dat hy was nie begeerig vir geld nie, anders as baie ander reisende predikante in daai tyd. En hy was inteendeel gretig om te gee, veral vir die wat swak was en om hulle te help. Hy haal vir Jesus aan hierso en hy sê, "It is more blessed to give than it is to receive." En ek dink almal van ons kan tot 'n mate daarmee saamstem, né? Ons weet, ons het dit al gevoel, dis beter om te gee. Dit laat jou voller voel, dit laat jou meer bevredig voel om te gee as om te ontvang. En daar's 'n manier wat ek dink hierdie eintlik Paulus se lese was, sy lewenslese, want hy het sy lewe neergelê vir die gesondheid en die groei van die kerk. Tot 'n groot mate is dit maar eintlik net die voorbeeld van Jesus wat hy nagejaag het. Vriende, en dan bring dit my by die laaste van hierdie punte, en dis die feit dat Paulus 'n biddende voorbeeld vir hierdie ouderlinge aan herinner. Paulus was toegewyd tot die gesondheid en die groei van God se kerk, en hy het dit nagejaag met al sy krag, maar op die einde van die dag het hy geweet dat hy was afhanklik van God in gebed om daai werk te doen. Ons sien daar in vers 36 hoe Paulus hierdie ouderlinge nader roep en nader bring, en hoe hulle saam op hulle knieë gaan, en hoe hulle bid. En ons sien die inhoud van sy gebed net voor dit in vers 32, waar hy sê, "And now I commend you to God, and to the word of his grace, which is able to build you up, and to give you the inheritance among all those who are sanctified." Want op die einde van die dag is dit die krag van God en sy evangelie wat die kerk gesond hou en laat groei. En dis in gebed wat ons erken dat ons het sy krag nodig, ons het sy werk nodig in hierdie gemeente van Ligpunt om die gesondheid en die groei werklik te laat voortspruit. En ons erken dit in gebed saam met ander gelowiges in afhanklikheid dat hy ons sal heilig maak as gelowiges gesamentlik, en ons sal voorberei vir die erfporsie wat ons gaan geniet saam met al die ander getroue kerke in die wêreld oor alle tye. Ligpunt, ek gaan vir ons afsluit, en ek wil vra dat ons afsluit op dieselfde manier wat Paulus ook hierdie gesprek met die ouderlinge in Efese afgesluit het, in gebed. Paulus is die ou veteraan generaal kerkplanter wat sy manskappe moet inpraat voor hy hulle inlaat in die stryd, soos die prentjie van Lord of the Rings voor die swart hekke van Mordor. En Paulus doen dit, hy lei hulle in hierdie stryd in met gebed. Want op die einde van die dag is dit 'n oorlog vir die gesondheid en die beskerming en die groei van God se kosbare kerk wat hy gekoop het vir homself ten duurste. Vriende, en ek wil vir julle sê dat ons as ouderlinge hou julle as ligpunt in ons gebede. Ons kom gereeld by mekaar om te bid vir hierdie plaaslike gemeente van Ligpunt, om te bid vir die geestelike leiers in Ligpunt, om te bid vir die personeel, maar om te bid vir elke lidmaat en elke nuwe persoon wat kom besoek aflewer hierso. Dat die Here hierso 'n werk sal doen om ons terug te bring na die dinge wat van eerste belang is. Want ons is almal gewikkel in 'n stryd. As ouderlinge is ons feilbaar en ons is kwesbaar. Ons het God se woord nodig en sy genade nodig, soos elkeen van ons dit nodig het, elke dag. So ek wil aan die hand daarvan ook vir julle vra, soos ons afsluit, bid vir ons. Die woord sê, bid ook vir julle ouderlinge, bid vir die geestelike leiers, dat ons getrou sal wees om ons lewens neer te lê vir die gesondheid en die groei van hierdie kerk. Dat ons sal waaksaam wees vir sonde. Dat ons sal waaksaam wees, eerste vir onsself en tweedens ook vir die gesondheid van die gemeente in Ligpunt.
Want op die einde van die dag wil ons werklik sien dat ons 'n gemeente sal wees waar hierdie tekens van lewe, dat ons woord gesentreerd is, dat ons 'n biddende geloofsgemeenskap is, dat ons evangelie verkondigend is en dat ons 'n versorgende gemeenskap is, dat dit toenemend sal deel word van die plaaslike kerklewe hier by Ligpunt. So vriende, soos ek nou bid vir ons en afsluit, sal julle saam met my bid vir Ligpunt en ook vir die ouderlinge en die geestelike leiers in hierdie gemeente. Kom ek bid vir ons. Hemelse Vader, ons is diep onder die indruk net weer vanoggend dat hierdie byeenkoms wat ons hierso vanoggend het, is nie sommer maar net 'n byeenkoms nie. Dis 'n vergadering van u mense, van u skape, van u kerk wat u gekoop het ten duurste. Dat ons nie ons eie is nie, maar dat ons u sin is. U besit ons, want u het ons gekoop met die duurste prys wat nog ooit betaal is. O Here God, en soos ons so by mekaar kom, wil ek vra dat u van vooraf vir almal van ons onder die indruk sal bring van u liefde en u versorging en u goedheid. Maar Here, dat u ons ook sal herinner dat ons 'n gemeenskap is, dat ons nie sal toelaat dat ons onsself op 'n afstand sit van hierdie gemeenskap nie, dat ons nie op 'n afstand sal inkyk en kritiseer nie, maar dat ons sal inkom en saam sal bedien en saam sal werk vir die groei en die gesondheid van hierdie kosbare skat, Here. Bewaar ons dat ons oneenheid sal bring in hierdie trop, Here. Bewaar ons dat ons die rykdom en die skat wat u het hierso ligtelik sal opneem. En help ons om, Here, die groei en die gesondheid van u kerk te prioritiseer in hoe ons praat, in hoe ons optree, hoe ons dink, maar Here ook hoe ons aksies wys, soos ons hier by mekaar kom op 'n Sondag, maar soos ons by mekaar kom in die week by ons Ligpunt gesinne. Here, mag ons altyd onthou hoe wonderlik kosbaar die voorreg is om deel te wees van u kerk. Ons dankie dat u ons gered het, ons dankie dat u ons u sin gemaak het en dat ons 'n ewige toekoms het saam met u. En nie net 'n toekoms saam met u nie, maar dat u ons beskryf as u erfporsie, as u rykdom wat u gaan geniet vir alle ewigheid. Ons dankie vir daai voorreg, Here. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.